Hallo julle, ek wil heel eers begin om verskoning te vra dat ek het nooit met my eerste video eintlik myself aan julle voorgestel nie. Ek het sommer net aangeneem dat die mense wat ek ken en wat ek weet deur dieselfde journey min of meer as ek gaan, of deur enige gesondheidsstruggles, sal net weet wie ek is. Maar kom ek begin het reg, ek is Elrise Marie en ek is oorweldig met al die boodskappe wat ek ontvang het die laaste week en 'n half. Dit is vir my lekker om te gesels met almal en is lekker ook om te lees wat jou journey is wat jou gesondheid aanbetref. So ek is ook nog nie met hierdie hele sosiale media. Ek leer en hopelik kan julle so saam met my leer vir die wat ook nie baie bekend is met sosiale media nie, met die wat is 'n moet en wat is nie 'n moet nie en al daai dinge. Maar dis vir my verskriklik lekker om te sien dat daar soveel mense is wat die vrymoedigheid het om te praat. Want nie almal het altyd die vrymoedigheid om te praat nie en mense voel baie vinnig dat jy sit aan of jy is pieperig of wat ook al die situasie mag wees. Ek het elke liewe boodskap wat ek gekry het, Messenger, DM, WhatsApp, het ek gelees en ek is regtig waar jammer vir elke persoon daar buite wat hierdie ongelooflike challenges het met hulle gesondheid. Maar ons bly positief en ons bly hoop vir die beste, want op die einde van die dag is ek so bevoorreg om iets soos 'n platform te hê, soos Facebook en sosiale media, om net te kan gesels en te kan uitreik na enig iemand daar buite. Ek het gepraat met mense in België, in Australië, en mense sou dit nooit ooit kon doen as mens nie hierdie sosiale platform gehad het nie. So ek het letterlik gaan sit en neerskryf met al die vrae wat ek gekry het, en ek wil ook hê jy moet weet die wat al die vrae gevra, daar's absoluut niks wat daarmee om te vra nie. Ek glo altyd daar is nie iets soos 'n dom vraag nie, veral as dit kom by 'n mens se gesondheid en veral as dit kom by die uitdagings wat ons het. So ek het gaan neerskryf en ek gaan verseker my video's gaan nie kort video's wees nie. Kyk, ek het nou al gedink, hoe gaan ek maak om dit korter te maak, maar dis hoekom ons die YouTube kanaal gemaak het vir wanneer jy tyd het en rustig is, of vir die wat ek weet waar ek was in die verlede, wat in die bed lê, wat nie kan opstaan nie en wat smag na enigiets op die foon wat miskien bietjie kan help en raad gee of net 'n bemoedigende woord. Die video's is dan vir jou. Daar was baie vrae gewees rondom my dieet wat ek volg vir my inflammasie. Ek sal definitief 'n video daaroor maak. Ek wil nou nie sê 'n dieet nie, maar ja, ek dink die kort en die lank van die inflammasie wat ek net vinnig wil noem, weet ons almal dit is stysel en suiker. Suiker is jou groot ding. As jy suiker uit jou dieet uit kan sny, of jy gesond is of jy nie gesond is nie, dit sal 'n baie goeie ding wees, en ek weet dit is baie moeilik. Ek was 'n suikerverslaafde en dit was vir my 'n totale kopskuif gewees wat ek moes maak, want dit was nie maklik nie. Nou die meerderheid se vraag wat ek gekry het was, wat is die verwantskap tussen jou auto-immuun siekte en parasiete? Ek weet dit is 'n verskriklike woord, parasiete, dit klink aaklig, maar dit is net die maklikste om te praat van parasiete. En dit sluit in, 'n parasiet is nie noodwendig net deur 'n byt nie, sê nou maar 'n bosluis of wat ook al nie. Dit kan jou wurms wees wat jou Bilharzia veroorsaak, of wat Bilharzia gee, en so kan ons aangaan. So, ek het gedink om dit so maklik en eenvoudig as moontlik te probeer verduidelik hoe ek die laaste jaar en 'n half besig was met my eie studies en met my eie soeke na antwoorde en soeke na realiteit, en hoekom gebeur dit met my liggaam wat gebeur. Ek kry nie antwoorde nie,
jy kry diagnoses, maar jy is nie 100% seker wat dit is nie. Ek het ook gesien met die boodskappe wat ek gelees het, is daar so baie wat 'n diagnose het en niks voor gedoen kan word nie, maar ons nie 'n keer nie. En dit is maar dieselfde met my gewees met die lupus. En dan het ek ook gelees dat daar is baie wat diagnoses gekry het, maar dan verkeerd gediagnoseer is. Goed, so julle moet verskoon, ek gaan so bietjie hier aflees en afkyk, want ek het nou 'n klomp goedjies gaan neerskryf, om het te probeer so maklik as moontlik vir julle maak, en julle is regtig meer as welkom om vir my 'n boodskap te stuur of enige vrae te vra. Ek is nie 'n professionele dokter of 'n gekwalifiseerde dokter nie. Hierdie is regtig waar net my ervaring wat ek die laaste tyd gehad het en die studie wat ek al gedoen het en natuurlik met my dokter 'n pad stap om dieper antwoorde te kry hoekom my liggaam net uit was. So almal van ons het parasiete in ons liggaam. Dit is, ons kan nie daar verbykom nie. Ons het elkeen het 'n uitdaging. Jy weet dalk nog nie eers van nie of jy is nie eers bewus daarvan nie, maar ons almal sit met parasiete in ons liggame en elkeen het tog ook kieme nodig. Dit is hoe mens die immuunstelsel bou en. Maar die probleem wat ons het met die parasiete is wanneer jy siek word of jy kry 'n verkeerde behandeling of is verkeerd gediagnoseer, het hierdie parasiete 'n baie slegte, ek wil sê 'n baie slegte, dit maak jou baie siek. Sonder dat jy weet dis parasiete, want jy kry name soos, jy word ook gediagnoseer met longontsteking, met bronchitis, met sommer die gewone seisonale allergieë waarvan hulle praat. En ek sê nie, as dokters jou moet dit diagnoseer, of jy sê jy het dit, dat hulle is verkeerd nie. In my geval was dit ongelukkig verkeerd gewees. So dit is iets regtig waar wat 'n mens moet na kyk, en daar is bloedtoetse daarvoor. Daar's bloedtoetse wat jy doen. Ek sê altyd, bloed jok nie. Maar wat dit moeilik maak met jou auto-immuunsiektes is, jy doen bloedtoetse, dan toets jy positief, dan toets jy negatief. Of jy doen bloedtoetse, en al wat hulle vir jou sê is, hulle kan niks meer vir jou doen nie. En dit gee nie eintlik vir mense antwoord nie. Dit maak eintlik dit nog net meer onseker. So, ek gaan dit nou so eenvoudig as moontlik stel. Ons het die selle, om meer spesifiek te wees, praat ons van die endofilie selle. Nou hierdie selle is met ander woorde, dis in ons limf, dis in ons hart, dis in ons are. Ek wil hê, julle moet baie mooi luister na hierdie stukkie, want dit gaan mooi julle vraag beantwoord met die verwantskap tussen jou auto-immuunsiekte en jou parasiete. Nou die rol ook van hierdie endofilie selle, is dit is die versperring, tussen ons bloed en ons weefsel. Dit is ook, dit help ook met bloeddruk en met die regulering van ons bloedsirkulasie. En ek weet, hy skei ook die selle, die spesifieke selle, skei ook nitriese okside af, wat baie belangrik is in ons liggaam. En dan help dit ook met bloedklonte, om dit te beheer. En dan baie belangrik, dit is ook die beweging van die uitvloei van bloed, wat help met die beheer van inflammasie. So hierdie wat ek nou hier genoem het, gaan die parasiet in daai selle in. En wanneer dit in daai selle ingaan, dan gebeur jou triggers. Dan gebeur jou, in my geval, joints word aangeval soos 'n tipe van 'n reumatoïde artritis. Jy kry my longe, ek het gesukkel met asemhaling, ek was op suurstof gewees vir baie lank. Jy sukkel met brain fog, waarvan hulle praat, jy maak dit is heeltyd so dof, ek begin sukkel met my sig, want hierdie parasiet is binne in daai selle in. Vir alles wat daai selle, hoe dit moet werk, gaan die parasiete en val dit aan. Goed, so dan, die endofiele selle het dan, jy praat van die binne in die sel,
Dis jou sitoplasma wat binne in die sel is. Ons praat altyd, as ek vir die dokter sê, verduidelik vir my net in mooi Afrikaans, wat baie makliker vir my gaan wees, praat ons van, dit is soos die gel, dit is die gel van die sel. En dan kry ons die mitokondria, nou dit is soos die yskas van die sel, al die kos is daar binne. En die oomblik, in my geval, met 'n bosluis wat my gebyt het, jare terug, in my kinderjare, het weekop uitgesteek later in my 30's. Min het ek geweet dat dit enigstens iets te doen met 'n bosluis wat my gebyt het soveel jaar terug. Okay. So nou as gevolg van hierdie posisie waarin hierdie parasiete hulle self bevind. Hulle muteer, hulle beklei, hulle wil op ander plekke wees, hulle verander hulle self en hulle is all over the place in jou liggaam. Dit om dit vir julle so te stel. Het ek antibiotika nodig gehad wat ek moes drink. En ons praat van, dis baie belangrik wat my dokter daai tyd vir my verduidelik het toe ek begin het daarmee. Dis baie belangrik om te weet dat jy dit vir 'n kort tydperk moet gee. Met ander woorde vir 7 dae drink jy antibiotika, dan rus jy 3 dae, 3 weke en dan drink jy weer vir 7 dae. So die antibiotika, die behandeling waarop ek is of was, ek het nou vir 1 jaar en 5 maande elke maand antibiotika gedrink en as alles goed gaan en ek het geen terugslaan nie, drink ek dan eers weer in November. Ons praat van 'n static, met ander woorde die antibiotika maak oop en dan praat ons van 'n cidal. Dit is die killer waarvan ons nou praat. En dit is baie belangrik om die twee saam te gee. En dan wat ook baie belangrik is, ek weet daar was vrae oor medikasie gewees, is daar's baie belangrik om tog jou vitamine B12 saam te drink, want ons weet antibiotika breek ons vitamine B af. Dan is dit ook baie belangrik om jou gut gesond te hou en dan natuurlik jou maagwand. So daar is medikasie wat mens saam dan drink of wat ek saam gedrink het, wat my net gehelp het om ek wil amper sê om net my maag te beskerm wat my gut is en dan my maagwand. So, as ons praat van 'n bosluisbyt, praat ons van jou rickettsia en jou Lyme disease. So jou rickettsia en jou Lyme disease is almal familie van mekaar. Daar is byvoorbeeld 'n diagnose wat gemaak word, of jy word gediagnoseer met bosluiskoors. Baie het simptome, ek het in die boodskappe ook gesien, baie het bosluiskoors simptome gehad. Ons weet mos nou lyfseer, koors, hoofpyn, naarduiseligheid en al daai goed. Ander het weer nie simptome nie. Ek het nie simptome gehad nie. Ek het net 'n boonste lugweginfeksie gehad. As ek dit nou so lank terugvat toe dit gebeur het. En ja, ek het groot geword op 'n plaas en ons is nog steeds baie op die plaas. En mense is tussen diere en jy het baie met diere te doen en diere het ook parasiete wat ons weet. Maar op die einde van die dag word jy behandel vir 'n tydperk van 7 tot 14 dae, kom ons sê, hulle gee vir jou, skryf doxycycline voor, en jy drink dit en jy voel beter, maar nooit, dink jy ooit weer daaraan, dat jy het heel moontlik 'n terugslag as gevolg van die bosluis wat jou soveel jaar terug gebyt het nie. So met my behandeling met auto-immuun siekte, so hierdie was nou die parasiete wat ek met julle bespreek het. So alles rondom parasiete, as jy gaan, ek hou nie altyd van Google nie, maar as jy gaan Google parasiete, Q fever, Lyme disease, rickettsia, en allerhande goeters, en jy gaan Google lupus, rheumatoïde artritis, MS, jou auto-immuun siektes, dan gaan jy sien die simptome, met ander woorde wat met jou liggaam gebeur en hoe jy voel is baie dieselfde. So ek was op methotrexate gewees, dit was die chemo wat ek gedrink het, vir die auto-immuun siekte toe ek gediagnoseer is daarmee, en dan natuurlik met kortison. Nou in my geval is kortison die slegste ding wat ek
kon gebruik het. Ek het ongelooflike neeweffekte gehad van die kortison. As ek vir julle moet verduidelik, my gewig is 'n verskriklike probleem in die sin van ek sukkel om gewig op te tel. So daai uitdagings wat vrouens het om gewig te verloor, is my uitdagings, ek moet gewig optel. So in die tydperk op die Methotrexate en die kortison was ek van 'n nommer 6 na in 'n kwessie van 4-5 maande na nommer 14. En nie dit nie. Die kortison praat die dokter van, hulle noem dit soos 'n quick fix, want wat gebeur het in my geval, is wanneer ek my terugslag of my flare gehad het, is ek opgeneem in die hospitaal, en dan kry ek dadelik pynmedikasie deur 'n drip, en dan kry ek kortison. So wat doen die kortison? Dit onderdruk my simptome. Want in 'n auto-immuun siekte, val jou liggaam jou eie immuunstelsel aan. En ek het toe vir myself gaan ek wil amper nou dit so sê in Engels, ek het vir myself dit gaan uitpleis om te sê, weet jy wat, so hier het ek my auto-immuun siektes en hier het ek die parasiete, wat vir my meer sin gemaak het. Ek sê nie dit gaan vir almal sin maak nie, maar wat vir my meer sin gemaak het, is die feit dat ek weet, ek het Q-fever, ek het rickettsia, ek het Lyme disease, ek het die microplasma in die longe, het dit meer vir my sin gemaak om te sê, goed, hierdie is parasiete in my liggaam, wat ek moet uitkry, as wat dit vir my sin gemaak het om te sê, goed, ek het 'n auto-immuun siekte, maar ek weet nie waar dit vandaan kom nie, ek weet nie wat dit veroorsaak nie. En daarom het ek gekies om op hierdie pad te gaan. Daarom het ek weet, mens is so moedeloos, ek weet, ek het iemand se stukkie gelees wat ook gesê het, ek wil niks meer weet van dokters nie, ek wil nie meer weet van medikasie nie, ek wil nie eers luister vir iemand nie. Ek was ook so gewees, as iemand of my gesê het, hoor hierso, gaan na die reumatoloog toe, of gaan na daai dokter toe, daai dokter gaan jou gesond kry. Dit het mens so negatief gemaak. En ek onthou, 'n vriendin het my verwys na die dokter toe, en ek het 'n terugslag gehad, en ek was in die hospitaal, en sy het vir my 'n boodskap gestuur, en gesê, asseblief, wil jy nie net probeer na die vrou toe gaan, en net gaan hoor wat sê sy nie. En uit desperaatheid uit het ek dit gedoen, en ek is so dankbaar, dat ek wel uitgekom het. Ek sê weer, ek is nie 110% gesond nie, ek kry nog terugslae, ek kry my uitdagings. Iemand het op die een boodskap gesê, dat ek laat dit so maklik lyk en klink. Ek wil vandag vir jou sê, dis glad nie maklik nie, en dit is elke dag 'n challenge, maar ek kies elke dag om op te staan, in my slegte en my goeie dae, is om op te staan met absolute dankbaarheid in my hart, want ek onthou die dae wat ek nie kon opstaan, en hoe graag ek wou opstaan nie. So, elke dag bly 'n uitdaging, maar ek kies om dit positief aan te vat. Het sy hoe moedeloos ek is, my pyn het ek nie meer nie, dank die Here, die pyn is weg. Ek is absoluut in ek wil amper sê, in 'n fase van my lewe, waar ek weer stelselmatig deel raak, wil ek amper sê van die samelewing, want jy was ek was vir 4 jaar, was jy half afgesny van die wêreld af, want jy het so gebattle, dat ek nie naderhand geweet het, ek het gesukkel om te funksioneer. So ek is baie dankbaar dat ek al daar is om te sê, weet jy wat, ek is pynvry op hierdie stadium, en ja, natuurlik het ek vrese, ek het elke dag, sonder dat ek dit wil voed, my vrese, maar ek het elke dag daai ding van dit kan terugkom, of ek het elke dag daai ding van, net nou gebeur dit weer, en as ek praat van daai vrese, praat ek van daai oggend wat jy wakker word, en jy kan letterlik nie opstaan nie. Jou brein maak niks, maar jou liggaam het net totaal en al like 'n shutdown gegee. So ek hoop regtig waar, dat hierdie wat ek nou met julle gedeel het, met die verskille tussen jou parasiete en die auto-immuun siekte, gaan vir julle 'n bietjie meer duidelikheid gee, en dat julle bietjie dieper gaan delf en bietjie dieper gaan soek. Ek sê altyd, mens moenie net opgee nie, en mens, dis vir my, so om nie net te aanvaar nie, mens kan nie net vandag aanvaar wat dokter se diagnose is nie. Ek glo die Here het met ons 'n baie groter plan, en met ons 'n baie groter pad wat hy wil hê ons moet stap. Dit beteken nie, ons gaan net gesond wees nie. Ek sê altyd, ek moes hierdie pad gestap het, om regtig waar myself weer
myself te vind. Ek praat van ek moes doodgaan om weer gebore te word, om te leer wat het my liggaam nodig, wat is goed vir my, wat is sleg vir my. Wat is my triggers? Ek weet vandag son is 'n groot trigger. Alkohol is 'n groot trigger. Suiker is my grootste trigger. En suiker, ek was 'n verslaafde. Ek was 'n verslaaf aan suiker. Ek het elke liewe dag van my lewe suiker geëet. Ek het slaps geëet. En ek moes dit prys. Ek moes dit ek moes dit los. Ek moes dit nie meer gebruik nie. Maar op die einde van die dag het ons een liggaam. En wanneer ons liggaam voed, siel, liggaam, gees, dink ek, is ons almal op 'n wenpad. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak wat ons uitdagings is nie, maar ons moenie net aanvaar ons het 'n diagnose gekry en dit is wat die antwoord is nie. Mooi bly.